is die groot vraag vir Doxadeo is, hoe lyk kerk tussen Maandag en Saterdag? Wat doen die kerk? Wat is die roeping van die kerk? En ek wil vir jou 'n paar punte gee vanaand rondom hoe ons sien wat die Here besig is reg oor die wêreld om met die kerk te praat. Wat is die kerk se funksie reg oor die wêreld en wat is die kerk se roeping en hoekom het die Here die kerk vir die wêreld gegee? Ons leef in 'n gebroke wêreld en ons sien nie dat dit vinnig gaan verander nie. As jy kyk na die oorloë, as jy kyk na alles wat aangaan in die wêreld, as jy kyk net in Suid-Afrika die gebrokenheid, die werkloosheidssyfer, die bedrog, ek meen dit is letterlik, dit is al ou nuus dat dit chaos is. Maar met alle liefde teenoor die Springbokke. Die Springbokke gaan nie Suid-Afrika red nie. Hulle is amazing. En ek wil hulle nie badmouth nie. En hulle wys vir ons dis moontlik om saam te werk in 'n span waar jy baie geld kry en 'n beker kry en dis amazing. Maar die Springbokke gaan nie hierdie wêreld red nie. Die enigste voertuig vir hierdie wêreld om gebrokenheid aan te spreek, om geweld aan te spreek, om sisteme aan te spreek, die enigste voertuig wat dit kan regkry is die kerk. En dis nie hierdie Sondag waar ons sit nie, dis die kerk wat Maandag uitgaan en Dinsdag funksioneer en Woensdag funksioneer en Donderdag funksioneer en Vrydag funksioneer en Saterdag funksioneer as kerk waar hy God se wil gaan neersit in 'n omgewing sodat die wil van die Here sal gebeur. Dis die roeping van die kerk. En die Here is besig met Doxadeo en hy is besig met baie ander gemeentes reg oor die wêreld. Om die wêreld te laat weet, luister, daar is nie 'n ander voertuig van God se liefde behalwe die kerk nie. Ek vra myself altyd af, hoekom kom mense dienste toe? Wat is die rede hoekom mense dienste toe kom? Die een rede gaan wees dat dit 'n godsdienstige ding is. Dis hoe ons groot geword het, my ouers het dit gedoen, ons gaan dit ook doen en dis wat ons doen. Dis wat dit is. Die ander rede is dat mense het hulp nodig en die kerk is 'n plek waar hulle hulp kry en die Here sê dit duidelik. Die kerk is 'n plek waar ons vir mekaar bedien en mekaar dien en mekaar se laste dra en mekaar help. Dit moet gebeur. Maar dan kom mense ook soms kerk toe en hulle sê ek gaan kerk toe vandag saam met ander Christene fees vier oor wie ons God is en hoe groot ons God is. En ek het dalk 'n getuienis en ek wil my getuienis deel vir die gelowiges om hulle geloof te versterk. So mense kom vir daai rede ook. En dan kom mense ook vir die rede dat hulle wil iets kom dien. Hulle wil iemand kom dien. Met ander woorde, as ek jou vra vanaand, wie van julle het vanaand gekom en gesê, Here, kom gebruik my, behalwe die band en myself en Brandon. Wie het gekom en gesê, Here, ek kom gebruik my vanaand binne in hierdie diens sodat ek na iemand toe kan bedien as dit U wil is. Want die kerk is geroep, nie net dat ons na mekaar toe bedien nie, maar baie keer, nie noodwendig in hierdie gemeente nie, maar gemeentes in Boksburg veral. Hulle kom net kerk toe, maar hulle vergeet, hulle moet hulle self instel om te sê, ek kom kerk toe om mense te bedien, maar dan gaan ek Maandag werk toe om mense te bedien. En daar is hierdie groot shift wat plaasvind, daar is hierdie groot beweging wat plaasvind. Daar's 'n bekende predikant in Amerika wat gesê het dat die volgende beweging van die Here gaan in die werksplek gebeur. Die volgende groot beweging van God waar mense tot bekering gaan kom, gaan nie noodwendig in kerkgeboue wees nie, want die kerk gaan Christus werk toe vat. Daar's twee bekerings wat gebeur en dit gebeur nie altyd nie. 'n Bekering is dus dat ek beweeg van een plek na 'n ander plek toe. En in 'n groot manier, almal wat hier is, wat die Here aanvaar het, was 'n sondaar en jy het in die wêreld gefunksioneer met wêreldse beginsels.
En toe het jy gehoor wie Christus is en wat hy vir jou kom doen het en jy het gesê, ek gaan nou vanuit die wêreld uit binne in die kerk inkom. Met ander woorde, jy kan nie 'n Christen wees en sê ek het niks te doen met die kerk nie. Dis belaglik. Want die kerk is nie 'n organisasie nie, dis mense. Ek kan nie Jesus dien en sê ek wil niks met daai Christene te doen hê daar in die kerk nie. Dit is belaglik. Dit bestaan nie. So met ander woorde, jy kom tot bekering van die wêreld af na die kerk toe. En dit het gebeur in Suid-Afrika, dat die kerk 'n holy huddle geword het en die mense het net bymekaar gemaak wie hulle is en net verhouding gebou met hulle self en wanneer daar sondaars is en in die werksplek het ons onsself so 'n bietjie weghou van hulle wat rook en drink en sonde doen, want weet ons is nou kerk. Want jy het jouself bekeer vanuit 'n wêreld uit binne in die kerk in en nou is jy heilig en weet wat, ek wil niks te doen hê met dit nie. En Jesus sê vir ons, luister, dan moet nog 'n bekering plaasvind. Jy moet jouself terugkeer binne in die wêreld in om Christus te gaan verteenwoordig. En dit is asof die Here met die kerk praat, met ons praat en sê ouens, ons het nodig om ons fokus te skuif en te sê, luister, ek het nodig om vanuit die kerk uit na 'n maandag toe te gaan en te sê, nou beweeg ek as kerk binne in 'n maandag en 'n dinsdag en 'n woensdag en 'n donderdag, vrydag, saterdag in. Sodat mense kan sien hoe amazing ons God is. Dis baie hartseer om te sien wat mense met kerk maak. Ons het amazing kerke in Pretoria. Julle, ons het incredible predikante. Ons het baie verhouding met baie van hulle. Ons is nie Doxadeyo wat voel ons is die enigste kerk nie. Een van ons sfere is om 'n invloed te hê in die kerkwêreld. So ons het baie, ek weet nie of julle weet man, by Pretoria se predikante, daar's baie wat bymekaar kom op 'n maandelikse basis. En ons het verhouding met mekaar en ons werk saam en ons bid vir mekaar en ek meen dis net incredible. Maar dan is daar ook kerke wat belaglik is. Wat ons weet, hierdie ouens is besig om die woord te verdraai en is besig om die woord so te verkondig en ons wil nie teen kerke praat nie, maar ons is bewus van die feit dat die kerk soms net oor homself gaan en dit gaan oor, ons praat oor prosperity en dit gaan met jou goed gaan as jy die Here dien en niks gaan fout gaan in jou lewe nie en die Here gaan vir jou voorsien en hy wil vir jou rykdom gee en hy wil vir jou al die goed gee. En ek wil net sê, dis nie noodwendig die waarheid nie. Dis nie wat ek lees in die Bybel nie. Die kerk, wanneer jy die Here aanbid, dan kom hy dan sê hy, ek soek jou alles. Jy sit alles neer. Jy sit letterlik, jy offer hom alles. Volgende daar by Rodevallei toe ek bedien, toe ervaar ek maar net in die aanbidding en Karel was nou daar, hy die aanbidding daar gelei en toe ervaar ek net in die Bybel waar die Here kom in Matteus 7 waar hy praat, waar hy sê, nie almal wat sê Here, Here sal in die koninkryk van God ingaan nie. Hy sê nie almal wat vir my sê Here, Here sal in die koninkryk ingaan nie. Hy sê al het jy in my naam gepreek, praat hy met my. En hy sê al het jy duiwels uitgedryf, al het jy sy naam gebruik, sê dit nie jy gaan in die koninkryk van God ingaan nie. Hy praat hierso van 'n verhouding wat jy het met hom, waar jy weet dat jy 'n verhouding en hy weet wie jy is. Dis nie net iemand wat sy naam gebruik nie. Ek weet nie of jou kinders dit gedoen het nie, maar my kinders het dit gedoen. My kinders sou na die een sou na die ander toe gaan en het gesê, pappa het gesê. Maar ek het nie idee dat hulle my naam gebruik nie. Dan sit authority en dan beweeg jy aan want pappa het gesê. Nou die ander agtergekom. Of jou kinders sal na die ma toe gaan en sê, pappa het gesê, dis okay, sal ek by die maatjies gaan slaap. Dan sê die ma, okay, dis cool, dan loop hulle na my toe. Mamma het gesê, dis okay. En hulle het dit net gedoen, want hulle speel met die gemeente se kinders, en die gemeente se kinders het hulle daai lelike goed geleer. So ons moet hulle nou vir bevryding ook nog stuur en al daai goed. Nou is hulle in 'n priesterhuis, ons beskerm hulle nou vreeslik weg van die gemeentelede af. Nee. Die kerk het 'n plig gekry. Die kerk het 'n doel gekry en hierdie kerkding, ek het so 4 vinnige punte. Wat is die kerk se plig? Ek praat nie hier van Doxadeyo alleen nie. Ek praat van jou of jy nou na 'n ander gemeente toe gaan en 'n ander gemeente gaan bywoon en of jy is dalk 'n besoeker vanaand of jy is 'n Doxadeyo gemeente vernoot. Hierdie 4 punte vir my, daar's baie ander, maar hierdie 4 punte is my kern. Die heel eerste ding van 'n kerk, die kerkding, die kerk met God se planne initieer.
Jesus kom en hy loop en hy sê, ek doen net dit wat die Vader vir my wys om te doen. Hy is die kerk. Hy is die hoof van die kerk. En hy kom en hy sê, ek doen net dit wat die Vader vir my wys om te doen. Met ander woorde, hy belyn sy lewe volgens dit wat hy sien God die Vader vir hom gesê het om te doen. Petrus, hulle kom op 'n plek en jy kan dit in Matteus 6 lees. Jy sê net vir my flikker en sê dis daar. Ekskuus, in Handelinge 4:19. Hy sê, toe antwoord Petrus en Johannes en sê vir hulle, of dit reg is voor God om julle meer gehoorsaam te wees as God, moet julle self beslis. Dan gaan hy aan en sê, en Petrus en die apostels antwoord en sê, ons moet aan God meer gehoorsaam wees as aan die mense. En ons is sy getuies van hierdie dinge. En ook die Heilige Gees wat God gegee het aan die wat aan hom gehoorsaam is. So God kom en hy sê vir die kerk, ek wil hê jy moet gehoorsaam wees aan my planne wat ek het vir die wêreld. Nie net planne vir Sondag nie net planne waar ons nou sit en nou moet jy gehoorsaam wees as ek vir jou sê, hoor hierso, kom ons staan op of kom ons kniel uit of kom ons lê voor die Here op die grond en nou voel jy, okay, maar ek voel nou so 'n bietjie verplig want die predikant het gesê ek moet nie. Wanneer ek my voete hier uitsit en ek staan op maandagooggend, dan kom hierdie teks in werking, dan sê hy, ons initieer by ons werksplek God se planne. Ek gaan na my werksomgewing toe en ek initieer wat God wou gehad het. Mense sê maar werk en kerk het niks met mekaar te doen nie. Dis absoluut nie die waarheid nie. Jy kan nie die twee, God is nie net 'n byproduk nie. God is nie net 'n item daar op, jy weet, in jou huis of 'n fotorampie of 'n Bybeltjie wat daar lê en net 'n Sondag as wat hom nou gebruik en hier kom ons en dis die Here. Daai is Here. En hy sê nie almal wat sê Here gaan in die koninkryk ingaan nie. Hy sê jy het nodig om God se plan wat hy het te initieer reg deur jou lewe, elke liewe dag van jou lewe. En die kerk het 'n amazing roeping in ons stad. Die kerk het hierdie roeping wat God op hom gaan sit het en gesê het, ek wil hê die planne wat ek het vir hierdie stad moet gebeur. Dis God se plan. As die kerk dit nie doen nie, is ons nie besig om kerk te wees nie. So baie keer in kerke raak ons kultuur groter as God se stem. So baie keer die manier hoe ons goed doen raak groter as God se stem. En God kom praat met ons en hy sê, luister, ons het nodig om seker te maak dat ons as kerk nie aan kultuur vashou nie, die maniere hoe ons dit doen, eerder as om aan God gehoorsaam te wees nie. Want hierso het Petrus hulle 'n groot arm druk met die hoëpriesters oor hoe hulle bedien op 'n Sondag en hoe hulle mense gesond maak en hoe hulle die woord verkondig en hoe hulle oor Jesus Christus praat na Jesus opgevaar het. En nie hulle arm druk oor, luister, gaan ons aan hele kultuur gehoorsaam wees of gaan ons eerder aan God gehoorsaam wees? My werkkultuur en hoe ek leef. Ek meen sekerlik kan mense jou nie keer om Christus te wees nie. Jy hoef nie noodwendig met die Bybel onder die arm te loop en hoogs heilig daar in die werksplek rond te loop nie, maar jy kan verseker mense dien. Jy kan verseker vir mense vra, hoor, kan ek jou help met iets? As jy sien iemand is af, kan jy sekerlik vir hulle vra, hoor, kan ek vir jou bid? As jy weet iemand sukkel en jy het ekstra geldjies, dan weet jy kan dit in 'n koevertjie sit waar hom sê Jesus is lief vir jou en daarin sit, hy hoef nie eens te weet as jy nie. Sekerlik gaan die werksplek nie vir jou sê, "Hey, wie het dit gedoen?" Sekerlik gaan daai gehoorsaamheid 'n effek hê. Die tweede ding, also die eerste ene is God. Die kerk het nodig om God se planne te initieer, nie net op 'n Sondag nie, maar reg deur die week. Die tweede ene is God wil die resultaat van sy seun se lewe deur die kerk sien gebeur. Weet julle wat nee? Daar's 'n jaar wat hulle noem die jaar 0. Maak nie saak wat se plek in die wêreld jy is nie. Maar jy's vasgevang in 2025. En dis na Christus. Daar's iets wat gebeur het in 'n 0. Daar's ietsie wat gebeur het wat sê voor Christus was daar 'n manier van lewe en na Christus is daar 'n manier van lewe en die kerk het nodig om die resultaat van Jesus se lewe toe hy op aarde was uit te leef hier op aarde. Dis die kerk se plig om die resultaat van wat Christus gedoen het
in die jaar 0 net voor dit om te sê na 0 is daar iets wat moet gebeur in die kerk en hoe die kerk lyk en hoe die kerk funksioneer, moet die resultaat wees van wie Jesus is. En weer eens, die kerk is nie 'n organisasie nie. Die kerk is die mens. Ek kan nie apaties raak van die kerk en sê, weet jy wat, ek moenie my vra nie, dis hulle probleem. Ek gaan nie daar kerk, ek weet nie wat daar aangaan nie. Nee, dis jou probleem. Jy is die eienaar van die kerk. Jy is die eienaar van die resultaat van wat Jesus Christus op aarde kom doen het. Jy, hoor wat ek vir jou sê, jy's die eienaar van die resultaat. Hoe jou lewe lyk en hoe jy goed kies, jy is verantwoordelik vir dit. En die Here kom en hy sê, ek het jou kom bemagtig. Dis die derde punt wat hy kom gee. So hy sê, God het sy kerk geroep. Ons is nie net God se mense nie, maar ons is ook die gesandte van die Here. Met ander woorde, die gesant van die Here beteken dat die Here het die mens gestuur. Die Here het die mens gesalf. Met ander woorde, daar's baie mense wat tot bekering kom in die Bybel. Paulus praat so mooi daaroor, dan sê hy van hulle is op melk. Met ander woorde, hulle drink nog pappies en hulle tande is nog nie gesny. Met ander woorde, groot Christelike spiritual goed gaan hulle nie verstaan nie. Maar daar's ander ouens wat op lekker dik ribeyes is. En hierdie ouens wat op ribeyes is, wat verstaan hoe die evangelie werk, en hulle verstaan die liefde van die Here, en hulle verstaan die gawes van die Heilige Gees, en hulle verstaan die werking van die Heilige Gees. Hierdie ouens is die ouens wat hy sê, luister, ek het jou gesalf, jy's die gesandte, met ander woorde, jy's gestuur. God stuur jou nie net na Doksadeye toe op 'n Sondag nie, maar hy stuur jou Maandag, stuur hy jou in die werksplek in, en hy het jou gesalf, om dit wat Christus op die kruis gedoen het, gaan uitleef binne in 'n werksomgewing. Ek weet nie wie van julle kyk The House of David nie. Is daar iemand wat dit kyk? Dis incredible. Ek weet nie of julle tot die laaste die nuutste episode gekyk het nie. Maar julle moet dit kyk. The House of David is op Netflix, dink ek, nee. Is op Prime. Ek kan nou nie onthou, ek kyk op al twee. Hy's op Prime, dink ek. Maar as jy dit kan kyk, dit gaan oor Dawid se lewe. Julle daai laaste deel van waar hy Goliat uitsorteer. Daai stuk oor hoe sy pa met hom praat en hoe Saul se dogter met hom praat. En hoe hy net instap in 'n gelooflose omgewing van soldate wat bang is. En hy besef dat die Here hom gesalf het as koning. Hy besef dat die God wat hom gehelp het met die leeu en die beer, hy's dieselfde God wat hom gaan help om hierdie reus. Dit is so incredible, dit is so inspirerend om dit te kyk. Ek challenge jou, kyk die hele House of David, volg die hele ding, dis regtig goed gedoen. Maar daar aan die einde, hoe hy net daai oorwinning kry oor Goliat, en jy kan sien, jy's hierdie jong ouetjie, hy kan skaars Saul se wapen dra. En hoe die Here sê, ek het jou gesalf, en die storie voel so ver soms. Vir ons, ja, dis Dawid en dis oudheid. Maar die beginsel bly dieselfde, is dat die Here het jou gesalf. Die werk van Jesus Christus is deel van jou salwing. Waar die Here sê, dieselfde Gees wat Jesus uit die dood uit opgewek het, is dieselfde Gees wat jou gesalf het om in jou omgewing in te beweeg en om regtig Christus te vestig. En as dit nodig is, moet jy woorde gebruik. Die laaste ding wat ek net wil sê rondom dit, God het sy kerk geroep om 'n verandering aan te bring. Ons het so rukkie terug roundtables gedoen en nie, ons het net skoolhoofde en sakemanne genooi na die roundtables toe. Maar daar het ons 'n paar stories gewys, en een van die stories wat ons gewys het was 'n Doksadeye Brooklyn vernoot hier in Brooklyn. Hy bly in Brooklyn, in Hatfield eintlik. En ons praat nou van 'n paar jare terug, en die crime was verskriklik hoog. Ek dink hulle het oor die 5000 sake by die Brooklyn polisiestasie aangemeld 'n maand. Dis chaos.
dis dwelms. Ek meen, meeste van julle sal die Hatfield omgewing ken, toe al die clubs nogal was en alles. Dis 'n hoel gewees. En hierdie ou het 'n groot probleem gehad, om te sê, maar hierdie is my omgewing, dis die omgewing wat die Here vir my gegee het. En hy besluit toe, hy gaan iets doen omtrent hierdie crime situasie. En hy gaan toe en hy reël 'n vergadering met al die mense wat besighede het en die mense wat bly en woonstelblokke besit. En hy reël 'n vergadering met hulle en hy begin 'n veiligheidsmaatskappy waar hy nie geld maak nie en hulle begin 'n produk neersit. En ouens, dit was 1 jaar verder, toe's daai crime rate af na 500 toe in Hatfield. 500. Hulle gaan maak 'n app, 'n toep, waar hulle vir die studente die toep verniet gee, waar as 'n student beleef, hulle is in die moeilikheid, dan kan hulle net die panic button druk. Dan gaan daai na 'n beheerstasie toe en hulle reageer dadelik na daai student se plek toe. Een van die gevalle was 'n meisie wat se drankie gespike was. En so toe sy begin agterkom, sy voel nie lekker nie en sy sit binne in hierdie klub, toe voel sy voel regtig nie great nie en sy kom agter dat drankie is gespike. En sy maak 'n app oop en sy druk daai panic button. Hulle sê hulle was binne 5 minute by haar, kon haar hospitaal toe vat, kon haar help. En dis een vernoot. Dis een ou wat sê, hierdie is my maandag. Hierdie is my Dinsdag, hierdie is my Woensdag. Hierdie is my plek, waar ek my voet neersit, is God se plek. En hy gaan en hy sê, Here, gee vir my hierdie strategie. En hy gaan verander. Hulle is al so ver dat hulle maak die potholes reg in Hatfield. Jy sal nie sommer 'n pothole kry in Hatfield nie. Dis 'n groot storie om dit reg te kry. Jy mag nie 'n pothole reg maak nie. Jy kan 'n groot moeilikheid kom, net dit vir jou sê. Dis nogal 'n storie. Maar hulle het die regte gekry en kos R300 om 'n pothole reg te maak en die hele storie daar. En dis net incredible oor hoe hierdie ou as Christen net gesê het, ek kan gaan sit en kla en man, kan jy glo hierdie boelie sien nie. En ons hier in Kameeldrift in Montana, in die area waar ons bly, ek's bewus van wat hier aangaan in die crime rate. En ek was baie keer self uit met my wapen na gevalle toe waar mense geskiet is en hardloop agter die skelms in die bos aan en met 'n flits en 'n gun en glo my, dit is deel van my lewe gewees vir 'n lang ruk tot ek agtergekom met my lewensversekering gaan nie uitbetaal nie. Toe besef ek dalk toe verkoop ek my motorfiets. Ware storie, verkoop ek my motorfiets, my R1. Ek koop 'n drone wat in die aand kan vlieg en ek vlieg oor die huise en ek vra vir my bure, is dit okay as ek vlieg en kyk of daar enige moeilikheid is. En as daar 'n scene is waar daar inbraak was, dan sou hulle my gebel het met my drone en dan sou ek nou gaan vlieg. Dit baie veilig. Staan tussen al die ouens en vlieg maar net die dronetjie, jy weet. Maar ek was by gevalle gewees waar hulle 2 studente aangehou, die meisie het in die kas ingeklim en hulle die seun aangehou en hulle het nie geweet die meisie is in die kas nie. Hulle die rekenaars gesteel en goed en ek het net daar aangekom toe hulle oor die muur spring. En ons bly toe by hulle en ons bel die polisie en ons wag vir die polisie en ons het seker 40 minute gewag. Dis hierdie polisie amazing, ons bedien na die polisiestasie toe. Ons bid vir hulle, ons doen berading by Sinnewil met die polisiemanne. So wanneer sê ons bedien ook na die polisie toe. Ek bad my al vir hulle nie, maar dit is op 'n plek waar ons voel dit is net nie op standaard nie. Waar hulle 40 minute later daar aankom en terwyl ek met hulle sit en praat met hierdie mense, skiet hulle 4-5 plotte aan, skiet hulle iemand deur die arm en ek jaag soontoe. Die ambulans het daar aangekom, dit het 'n rukkie gevat. En na die ambulans toe kom daai polisiemanne eers daar aangery en hulle hoor die skote saam met my. Nou kan ek gaan en sê, ek kan nie glo dit is stupid nie. Useless klomp goed en ek kan praat en ek kan 'n great Afrikaner op myself trek en alles net blame shift. Of ek kan vir Here sê, Here gee my 'n plan. Gee my 'n plan. Gee my 'n plan wat ons kan kom neersit en kan ons maar die Hatfield ou waarmee ons nou gaan doen, ons gaan met hom gesels en vir hom sê kom praat met ons GPF. Ons is besig om te praat oor 'n life center binne in Kameeldrift en as hy hier werk wil ons in elke area 'n life center sit wat berading verniet gee en kos en klere vir mense gee en huis van veiligheid wees en 'n trauma center en so ons is besig met modelle. Maar dit kan nie net van my afhang om te sê wat is die behoefte in hierdie omgewing as predikant nie, want ons het verskriklik baie werk en dit is vir my onmoontlik. Dit is vir my onmoontlik om dit alleen te doen, want die Here het die kerk geroep, nie net die leiers nie.
En die Here het die kerk geroep om hierdie wêreld te verander en ek glo dat die Here besig is om die kerk te leer om sisteme neer te sit in omgewings. Om sisteme neer te sit om te sê hier's 'n sisteem wat al gaan ek dood en ek stem mee hier nie, gaan daai sisteem nog steeds die kerk se werk doen. Ons het berading by hierdie gemeente, maar omrede dit by 'n gemeente is, voel baie mense, ons wil nie betrokke raak nie, want julle soek nou net weer mense, GPF, al die mense wil nie betrokke raak by kerke nie. Nou wil ons sê, ons worry nie oor, kom sit dit by die kerk nie, ons sal dit in die gemeenskap gaan neersit. Ons wil net mense bedien, ons wil net mense help. Dit is jy hoor van mense wat in ongelukke was, en jy weet, 'n ma en 'n kind wat dood is, en hoe reik ons uit na hulle toe, en hoe help ons hulle? Jy weet, al daai goed is die goed wat ons sê, ons het nie noodwendig sisteme nie. As iemand nou by ons kom klop, en sê ek het nodig om 'n huis van veiligheid te hê, ek het huismoles, dan het ons as kerk, het ons nie 'n opsie nie, waar ons sê, maar ons wil 'n opsie wees. Ek wonder wat sê die Here vir jou in jou hart. Ek weet baie keer is dit daai goed wat jou frustreer en jou irriteer. Daai goed wat jy so krap. Daai goed wat jy voel, maar is so unfair. Ek wil afsluit met hierdie. Jesus kom in hierdie wêreld in as 'n babietjie. En ek dink baie keer as ek in sy skoene was, in sy sandale was, en ek het 'n idee oor wat die plan was wat God gehad het met die aarde en met die mens. En Jesus sien dan wat besig is om met die mens te gebeur. En ek dink hy was gefrustreerd. Ek dink, weet toe hy in daai tempel sit en hy sien wat het die tempel geword en hy vou daai sweepie. Het hy seker tot 3000 getel. Want hy het gesien wat was die oorspronklike plan met die mens, en hy het gesien wat het met die mens gebeur, en hy het ook geweet maar hy's 'n groter plan wat kom. En hy kom sit iets neer vir ons. Hy kom sit sy lewe neer. En hy sê die een wat wil eerste wees, moet laaste wees. Die een wat wil eerste in die koninkryk wees, moet die dienaar wees. En hy kom gee sy lewe en hy initieer iets soos 'n tafel, 'n nagmaaltafel. Wat vir my 'n sisteem is. Dis hierdie sisteem wat hy, en ons is 2025 jaar later, is ons nog steeds besig om hierdie sisteem te gebruik in ons gemeenskap. En die Here sê gebruik dit so dikwels as moontlik. Hoekom? Want ek wil hê jy moet jouself herinner aan die amazing daad wat met jou gebeur het. Ek wil hê jy moet vier daai brood, daai liggaam van hom wat uitmekaar uitgeslaan is, wat hulle sê hulle het hom so geslaan dat jy kon hom nie erken nie. Daai spykers deur sy hande vasslaan. Hy sê dit is my liggaam. Dit word vir jou gebreek. Ek gaan deur hierdie suffering vir jou, om vir jou te wys hoe belangrik is om jou terug te wen binne in die koninkryk van God in. En toe gaan hy vat die wyn en hy sê dit is my bloed wat gaan vloei vir jou, en ons weet sy bloed het gevloei. En 2025 jaar later kom ek en jy in 'n gemeenskap soos hierdie, en ons het nog steeds 'n sisteem wat kom lewe gee vir mense. En die Here vra vir ons, wat 'n sisteem gaan jy neersit in jou werksomgewing? Wat 'n sisteem gaan jy by daai skool los? Die dag as jy daai skool uit is, wat gaan agterbly? By jou werksplek, wat bly agter? Dat mense sal sê, hierdie was 'n initiëring van iemand wat Jesus lief gehad het, en dit het kom lewe gee. En ek dink die Here vat die kerk reg oor die wêreld in 'n plek in waar ons sê, die werksomgewing gaan Christus ontmoet soos nooit tevore nie. Want ons verstaan, die Here het ons gekies as gesandte en ons uitgestuur. En ek hoop vanaand kan ek so 'n bietjie met jou praat oor die doel van jou lewe eintlik. Dis eintlik waaroor dit gaan. Want jy is die kerk. En as ons nou nagmaal gaan gebruik in die band, ek weet nie of ons 'n liedjie gaan speel en dan gaan ons afsluit nie. Maar ek wil jou vra, as jy daai nagmaal gaan gebruik,
As jy daai nagmaal gaan gebruik, nê. As jy daai nagmaal gaan gebruik, nê. As jy daai nagmaal gaan gebruik. Alraai, almal hier. As jy daai nagmaal gaan gebruik, wil ek jou vra, wil jy nie net stil sit en vir die Here vra, Here, waarheen stuur jy my nie? Ek dink altyd aan die einde van my lewe wat ek nie weet wanneer dit is nie, dit kan enige tyd wees. Die dood het nie ouderdom nie. Dan wil ek sê, Here, hoe ver het ek die kerk gevat en gesê, waarin het ek die kerk gelei? Nie net op 'n Sondag nie. Maar die kerk wat ek wil lei is op Maandag en 'n Dinsdag en 'n Woensdag en 'n Donderdag en 'n Vrydag. Miskien kan jy daai nagmaal gebruik en sê, Jesus, dankie dat jy 'n stelsel kom initieer het van oorwinning. Maar wat wil jy hê moet ek gaan doen daar buite met my lewe? Kan ek gou vir jou bid en dan gebruik ons nagmaal? Sluit gou jou oë. Here, dankie vir elke liewe mens vanaand hierso. Here, dankie dat U elke liewe een liefhet. Here, dankie dat elke een 'n rol het om te speel binne in die kerk. Dis nie net om 'n vernoot of 'n lidmaat te wees van 'n kerk nie. Maar elkeen wat hier so sit, dra Jesus Christus. Elkeen wat hier so sit, is die gesandte, is die een wat gestuur is deur Jesus na 'n wêreld toe. Ek bid, Here, vir U goddelike strategie in elkeen se hart, as daar goed is wat hulle moet gaan plant, as daar goed is waarby hulle moet gaan betrokke raak om dit te verander, al is dit die politiek, weet ek, U stuur U Christene binne in die politiek in. U stuur die Christene binne in die sportgebied in, U stuur die Christene binne in die werksomgewing in. U stuur die Christene in, Here, in elke gebied van ons samelewing, sodat ons 'n verskil kan wees, sodat mense kan sien hoe amazing U is. 'n liefdevolle Vader wat sy kinders liefhet. Dankie dat elkeen hierso kan besef, Here, hoe lief U hulle het. En dankie dat U goedheid en guns ons volg. Dankie vir vrede, Here. Al is daar 'n storm om ons, al kry ons weerstand, dankie vir vrede hier binne in ons harte. En as ons nou nogmaal gebruik, bid ek dat die Heilige Gees dit vir ons sal lewend maak. Ons bid dit in Jesus naam alleen. Amen. Kom ons gebruik nogmaal saam en dan sluit ons die diens af.